almal. Baie welkom. Ek sien hier staan 'n hele klompie wat braaf was om in die koue te kom. En die ou sonnetjie, hy is skie om uit te kom. As hy uitkom, weet ons kan ons lekker warm kry. Maar ons harte is warm vir oggend. So elkeen wat gekom het, welkom en Nadel, van die Nadel, ons wil vir jou sê welkom. Sy is daar van Bakot Wes af en sy is 'n gimmie in Oudtshoorn. Sy gaan daar skool en sy het bietjie kom kuier daar net. En dis vir haar soek 'n bietjie vreemd vandag, maar ek hoop sy gaan dit geniet en sy gaan ook lekker tuis voel. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die liefde. Dankie dat ons vandag hier kan wees. Dankie dat U elke oomblik deur hierdie week na ons gekyk het. Ons het nie eens altyd besef hoe U ons beskerm het nie, dat ons beskermengel langs ons was elke oomblik. Baie dankie daarvoor, en ons vra dat U sal wees met die wat nie vandag hier kan wees nie, deur watter omstandighede ook, die Heer, wees hulle ook baie naby, en weet dat ons ook vir hulle bid vandag in Jesus naam. Amen. Goed, kom ons blaai na ons eerste lied, 208.
gaan maar 'n bietjie rof vandag. Ek was goed siek geweest en hulle sê dis die handtam virus. Ek weet ook hy van die handtam berg afkom nie, maar dit tas jou keel aan en ook jou longe. So is maar krakerig. Ek dink by die volgende week gaan ek liewer stil bly. Maar in elk geval, ons gaan nou voor ons gaan luister ons sending wees en Chloe, baie geluk met jou verjaarsdag. Chloe was 'n hele 10 jaar oud. Baie mooi. En bly so mooi dogter. Ons weet jy is lief vir Jesus. En dan langs haar sit ouma Valerie, wat ook gaan verjaar. Dankie Valerie, dat jy so goeie voorbeeld is vir almal. En ek weet jy is baie lief, julle twee is baie lief vir mekaar. En Jesus hou julle baie styf vas. Walipofika kwenye ile bahari ya Shamu, nyuma Farao nalo jeshi linawafuata. Wakamlilia Bwana, akaigawanya bahari, wakavuka salama, wakavuka hadi ng'ambo. Wametupwa ndani ya maji, silaha magari, mfalme hatamtua Israeli ng'ambo salama. Mikono yao ilipiga vinubi na kuimba wimbo. Tukifika mbinguni kwenye bahari ya kioo, na pande zote tumezungukwa na malaika, tutamsifu Bwana kwani ametukomboa toka katika dhambi za hii dunia. Tazama shetani nalo jeshi lake wametupwa ndani ya moto. Kifo na mauti havitakuwepo, tutakuwa ng'ambo salama. Mikono yangu itapiga kinanda, itapiga kinubi na kuimba wimbo. Wimbo mtamu ni wimbo wa ushindi, ule wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Tazama shetani nalo jeshi lake wametupwa ndani ya moto. Kifo na mauti havitakuwepo, tutakuwa ng'ambo salama. Mikono yangu itapiga kinanda, itapiga kinubi na kuimba wimbo. Wimbo mtamu ni wimbo wa ushindi, ule wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Goed, ek dink dis maar net om te wys hoe die boodskap verskillende
dele van ons wêreld uitgaan, nie? Ons gaan nou vir ons die Jakens vra om die offergawe op te neem. Vader in die hemel, ons wil vir U sê baie dankie dat ons die geleentheid kan hê om ietsie kleins terug te bring. Here, mag U dit seën en groot wonderwerke laat gebeur, want ons weet dis min, Here, maar U kan dit vermeerder en gebruik tot groot dinge. Ons gebed in Jesus naam. Amen. Kom ons blaai na dit 406, maar ek dink ons gaan net die eerste versie van ons sing. 406. Pad. Goed, vandag se pitkos, want jy kan. Kom ons blaai na 1 Tessalonië 5 vers 18. 1 Tessalonië 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Kort versie, maar baie kragtig. Elke nuwe môre fluister vir ons dieselfde geheim. Jy weet, ons het vanoggend daar by ons, hierdie by julle na ons eerste ryk gehad vir die winter. Hier wille afgedeel gehad, ja. So, die winter is hier, nee. Goed, ons moet net nie ophou hoop nie. Daar wag nog baie verrassings vir ons in hierdie lewe, selfs al is ons ouer en selfs jonger is. Wanneer die onverwagte en uitdagendste dinge gebeur, is dit nodig dat ek en jy besluit hoe ons dit gaan hanteer. Storms, en ek dink nou terug aan die baie reëns wat ons gehad het, die baie waters, is God se manier om ons te lei in die kragveld van waartoe ons in staat is deur sy krag. Nie ons eie krag nie, deur sy krag. Die Palestynse bergarend, ek het nog gedink om te kyk hoe lyk hy, ek wou graag 'n foto kry, maar ek het nie kans gehad nie, het 'n unieke manier om die storms te hanteer. As daar 'n storm opsteek, dan vlieg hy reg in die oog van die storm in. Die turbulensie storming voor en in die storm lig hom dan op tot bo die storm, waar hy dan kan sweef bo kan die storm. Die storms van die lewe is God se manier om ons te leer om ook die krag in die storm te gebruik, om ons ook op te lig, om ook aan die storms saam met hom te wees, waar ons weet, ons kan saam met hom die wieke van die wind vertrou in sy liefde, vreugde, vrede en krag, en ons sweef daar rustig. Dan die batteleuse arend daarenteen gaan kruip weg in die skeure van die berge as die storm opsteek. Daar moet hy bly sit en hy met koud kry in die nat omstandighede totdat die storm verby is. Die Palestynse bergarend gebruik die storm se inherente krag tot sy voordeel, terwyl die batteleuse arend sy veiligheid in die skeure van die berge probeer vind. Dit laat my dink aan
as die Here gaan kom en daar gaan baie dalk sê dat ek liewers die berge op my val of eers gaan wegkry. Ons sal nooit ontdek wat geloof beteken as ons nie bereid is om God te vertrou, om ons te leer hoe om die storms en die turbulensie in die storms te gebruik tot ons voordeel en sy eer. Maklik is dit verseker nie, lekker nog minder, maar daar is niks wat daarby kan kom om as jy deur die storm breek, die son skyn daarbo te sien nie. Dis soos wanneer jy in 'n vliegtuig vlieg, terwyl jy deur die storm vlieg, is daar baie kwaai turbulensies. Die oomblik as jy bo kan die wolke deurbreek, is alles kalm. Ek onthou baie jare terug, ons was nog in Pietersburg, toe het hulle my gestuur, 'n hele klompie van ons gestuur om in die wintervakansie by die Weskaapse Universiteit 'n kursus te gaan doen vir 2 weke op 'n program wat ons gebruik op die rekenaar. En ons het gevlieg met 'n klein vliegtuig van Pietersburg af na Johannesburg en toe daaroor geklim op 'n Airbus. Ek weet nie of daai vliegtuig nog ooit bestaan nie, die Airbus nie. Maar ek weet nie, dit was nie baie lekker vlug nie. Dit het goed gegaan tot ons naby by Kaapstad gekom het. En daar was verskriklik baie turbulensies en soos 'n storm, 'n ligte storm, maar dit was vir ons baie aardig. En die mense het bang geraak. En die oomblik toe ons nou sak, toe pyn my ore so, en ek hoor 'n kind daar agter in die vliegtuig skree, mamma, my ore pyn. En toe ons nou land, was dit okay, ons is veilig en so aan, maar toe begin die ander storie. Toe ons by die kom waar ons tasse met oplaai, of gaan afhaal, kom die tasse verby, tas kom verby, almal kry hulle tasse, maar my tas is nie daar nie. Kry later my klei vanity tassie, dis mos nou waar jou tandeborsel in is, en al jou mooi maak goedjies, maar my kleretas is nie daar nie. Nou is ek vir 2 weke, is ek op 'n kursus. En wel op die ouwe net, ons maar hotel toe gegaan, die vervoer was al daar, die volgende dag sê ek maar aanmeld, maar ek onthou baie goed, die aand het ek gaan slaan met geleende nagklere, tot dan my tandeborsel, maar toe ek my kop op die kussen neersit, toe val ek. Ek val en ek val en ek val, en ek besef, ek kan nie val he, want ek lê op die bed, maar ek val, en dit was alles as gevolg van hierdie turbulensie, en hierdie storms wat ons belewe het. Nou, as ons teruggaan na ons pitkos, die wonder daarvan om goed te vertrou, is dat dit die arend nie eers sy vlerk hoef te geklap het nie. Die turbulensie wat hy gebruik het in en voor die storm, lig hom op tot bo kan die storm, sonder dat hy vlerk geklap het. Net so wil God ons ook leer om die krag in ons storms te gebruik, om bokant dit uit te styg. Soek net na die Godse turbulensie strominge in elke storm en jy sal bo uitstyg sonder dat jy 'n vlerk hoef te klap. Dan is daar so 'n paar vrae, maar ek wil net ook sê, as ons nie bereid is om te klim nie, die pieke van die lewe, dit wat in ons pad kom, te klim nie, sal ons nooit bo uitkom nie. Dis harde werk, maar ons gaan uitkom as ons dit gebruik. Dan is daar vrae wat ons maar self kan antwoord. Hoekom dink jy vir my ons liewer die storms van die lewe? Hoe kan ons begin leer om die positiewe krag in die storms gebruik tot God se eer? Wat gaan jy vandag doen as jy verras word met 'n donderstorm? Al wat ek kan sê, baie dankie Here, dat ek weet dat ek elke storm wat ek kan teekom, altyd is daar opwaartse ligstrome. Dit leer my om verby die storm te kyk en die ligstrome van u liefde, krag en genade te vind, sodat ek saam met u in die stiltes en kalmte bo kan die storm kan vlieg. Dan ondersteuning, as groot ondersteuning. Psalm 138 vers 3 sê, toe ek na u geroep het u my gebed verhoor en my nuwe krag gegee. Ek het hulp ingeroep, hoor ons dikwels so die polisie die skurke dreig, en dan bewe die skurke, soos riete in die windjie. Wanneer die polisman hulp kan inroep, gee dit hom vertroue, omdat hy weet, hy is nie alleen nie.
daar is iemand wat hom kan help. Wanneer jy jou tot God wend en om sy hulp roep, kan jy moed en krag put uit die wete dat jy nie alleen in jou stryd is nie. Hy sal jou antwoord op sy leiding, met sy leiding en die bewustheid van sy liefde. Dit behoort jou weer moed en vasberadenheid te gee vir wat ook al op jou pad kom. So ek hoop ons onthou hierdie, dat ons veilig is vir die Here en dat dit wat hier op die aarde gebeur, of hier rondom ons, is niks in vergelyking met wat vir ons wag saam met die Here nie. Want ons weet, ons krag lê in die Here. So kom ons hou vas, die tyd is min, maar ons weet, ons is veilig. Kom ons blaai na die 209 om weer af te sluit. Baie dankie, liewe Heer, vir hierdie belofte, dat ons veilig is onder U vleuels. Soos 'n moeder hen haar kuikens beskerm, so beskerm U vir ons, want ons is almal U kuikens, en U wil hê ons moet almal eendag saam met U in daardie wonderlike tuis te wees, sodat ons by U nog so baie dinge kan leer wat ons nie nou verstaan nie. Baie dankie, Heer, dat ons nie bang te wees nie, vir wat se storm ook al op ons pad kom nie, want ons weet, U is daar. U is die son oor die wolke, wat deurbreek om vir ons te sê, hier is ek my kind, vat my hand, wees veilig. Dankie, liewe Heer, seën elkeen van ons verder in hierdie dag, in Jesus naam, amen. Baie dankie, en dan gaan ons skuif vir ons lesstudies. Liefdevolle Vader, ons is dankbaar dat ons weer eens in die huis is. Ons is dankbaar dat ons die geleentheid het om uit die woord uit te leer, dat ons daar is, sodat ons lewens daarvolgens kan
rig, dat ons op die eindtyd tot redding kan kom. Ons is dankbaar dat U vir ons U genade daar gestel het, en dat U vergifnis vir elkeen van ons bewerkstellig het. Dra ons in hierdie tyd wat voorlê, gee vir ons U krag en insig, sodat ons op die eindtyd daar kan wees en sê, dis ons redder en saligmaker vir wie ons gewag het. Aan Jesus ontwil. Amen. Ek het vanoggend vir ma gesê, I'm struggling. Ek sukkel. Vandag se les gaan oor berou en vergifnis. Berou en vergifnis. Ons geheerteks kom uit 1 Johannes 1 vers 9. 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Sondes sal vergewe word en ons ongeregtigheid sal gereinig word. Dis die belofte wat ons het uit die woord uit. Suster? Voorwaarde. Wat is die voorwaarde? Berou, ja. In ander woorde, daar moet iets gebeur, sodat daar iets kan gebeur. Is dit nie basies waarop dit neerkom nie? Ek en jy moet iets doen, sodat daar vergifnis teenoor ons geopenbaar kan word. Gary? Ja, dis werk. Nee, dis nie reddende. Dis werk. Helemaal korrek. Ons is baie keer Ja, maar okay, ons meet dit aan iets anderste. Waarteen gaan ons dit meet? Vergifnis is vrylik beskikbaar. Jy moet net bely of berou openbaar. Het ons, ek moet sê, ek het nou al gedink, hoe kan ons die ding, dit waar ons gepraat word, hoe is dit prakties moontlik? Waar pas dit in ons dag tot dag strewe? Gaan dit net oor tussen my en God, of gaan dit oor tussen my en my redder, of gaan dit oor tussen my en my vriende, of gaan dit oor tussen my en my, baie van ons is getroudes, tussen my en my vrou? Waar pas dit in? Want hierdie is 'n geweldige omvattende ding. En as ons kom by die woordjie berou, waarteen meet jy dit? Wat is berou? Wat bedoel ons by berou? Jy weet, en dan sê ons vergifnis. Okay. Wie van ons het al gehoor, jy het teenoor iemand iets gesê en die ou ene sê die ou, ja, ek vergewe jou. Het julle gehoor wat ek gesê het? Ja, ek vergewe jou. Jy het dit al gehoor? Ja. Het jy 'n gehoorstuk in? Wat het julle gehoor toe ek het gesê het? Maar wys so. Whatever. Ja, ek vergewe jou. Dit wat ek gesê het dit enige betekenis gehad van die feit dat daar vergifnis plaasgevind het? Nou, ons het een positiewe gesaggie en al die ander sê negatief. Okay. Just get out of my face, maar ek kan ook sê, ek vergewe jou en dit regtig inniglik bedoel. So daar's nou so ekstra stukkie by. Met ander woorde, dit wat jy gehoor het, en dit wat jy gedink het ek gesê het, is nie dieselfde ding nie. Dis dit?
dink berou en spyt is twee verskillende goed. Ja. Jy kan baie spyt wees oor iets wat nou uitgekom het En jy gaan en uitgevang word. en sê Want jy is uitgevang. ek is jammer oor dit. Ja. Maar dit is nie ware berou nie. Ek ken iemand wat seker in iemand wat eintlik een van ons familielede. Hy was seker in 6 verskillende ongelukke as gevolg van sy drankmisbruik. En elke keer het hy net gesê ek is beskiklik jammer. Maar dit het nie verander. Ja, dit is ophou. Hy het alles alles is opgemors en hy's uitgevang en duidelik nooit hy het nooit daai werklike berou getoon teenoor die Here en iemand anders sou dit al die tweede, derde keer gestop het. Ja, so Oor dit yes, Loukie. Ek hierdie ding van vergifnis en berou. Soos jy gesê, dit is 'n baie groot en omvattende tema. En ek dink altyd aan die verhaal van Josef. As ons die verhaal lees, dan was hy nou sterkte nagekom. En hy het eintlik rede gehad om nie te moet vergewe nie. Hy het eintlik 'n goeie rede gehad om dit nie te doen, of 'n verskoning om dit nie. En dan kyk ons na die einde toe hy nou in die koning se paleis is, en hy nou die tweede bevel is, en sy broers kom om te kom koop. Het hulle berou getoon? Nee, Het hulle vir hom gesê, ons is jammer? nee. Of het sy vergifnis vooraf gegaan? Ja. Sy vergifnis. Dit sê vir ons in die skrif dat hy kon dit nie meer hou nie. Hy moes hulle vergewe, maar hy het weggestap en hy het gehuil. Hy het gehuil. Dat tot die koning se paleis hom gehoor het. So hy vergewe met woord en lied. Het hy vergewe. En toe hy terugstap en hy homself bekend maak aan sy broers, toe het hulle mekaar om die hals geval gehuil. So in baie omstandighede, of ek sê in die meeste omstandighede wat saak maak, moet vir al die kinders van die Here op so 'n punt wees dat ek vergewe nog voordat die persoon teenoor my berou word. Dit is presies wat die Here gedoen het. Dit is waarom hy gekom het om te sterf, maar voordat ek en jy gesondig het. Ja, hy het ons vergewe vir daai. En dan so ek kan miskien daarby voeg, saam met 'n man gewerk, en hy kom vir 'n paar dae en moeilik. Waarom is dit, wat gaan aan? Ek en my vrou is moeilikheid en sy kan nie vir my sê, sy jammer. Sy okay. Wat wil jy moet sy doen? Nadat sy jou gesê het, sy jammer. Hoeveel keer het sy nog gesê, sy jammer? Nee, seker al 5 keer. Sy wat wil jy nou, hy moet sy nog doen? Nee, ek weet nie. Nou, hoe moet sy weet? So, dit verstaan. So, dit is intelligent. Wat ons nie moet vermoeilik deur my eie wil daar. As ek sê, berou en vergifnis is 'n geweldige situasie waar ons onsself in bevind. Ek het dit nou al op 'n dag genoem dat iets in my jonger jare het ek geweldige berou oor, maar ek kan nie na die persoon toe gaan en sê vergewe my, want daai persoon is nie meer daar nie. Jy hoor wat ek sê, so ten spyte van die berou kan ek nie dit teenoor daai persoon openbaar en sê maar ek is baie jammer nie, vergewe my vir dit nie. Want daai persoon is nie meer daar nie. Jy hoor wat ek sê. So
En dis iets wat 'n mens saam met jou dra, so net ek is nou by jou. Dis iets wat jy saam met jou dra en hoe kom jy oor dit? As jy op 'n punt gekom het waar jy besef dat daar moes berou gewees het en dit was nooit geopenbaar gewees nie. So, hoe kom jy oor daai situasie van, maar ek kan dit nie doen nie, want daai persoon is nie meer daar nie. So, ek sal graag daai persoon se vergifnis wou gehad het, of kom ek stel dit anders, ek glo in my binneste dat daar het vergifnis plaasgevind, maar ek dink nie dis in soveel, veral wat ek weet is dit in soveel woorde teenoor my geopenbaar, maar ek het nooit besef dit is wat dit beteken het nie, want ek was nog baie jonk geweest toe dit gebeur het. Maar die interessantheid van die ding is, so net jy wou iets gesê. Die wonder van verlossing. Jy kan daar verseker nie dat Christus nou en daai persoon se plek in jou gebeur. Ons oortuiging, ja. Herman? Ek weet wat, ek gaan net vinnig dit dink vertel, werk jy met egskeiding gegaan het jy haat en jy het jou, my vorige vrou het ek name genoem, tot ek gegaan het, en ek besluit weer wat, om hierdie drugs te dra vir die res van my lewe, gaan ek en ek moet gaan drink. Al het ek dalk nou oor die lyn gedraaf nie, gaan ek met vrede kry in my siel. En ek het gegaan en ek het vrede gemaak, en ek kan nie meer die details onthou. Die Vader het dit vir my al weggevat. Dit is hoe jy kan weet, is dit wat jy gedoen het, werklik vergifnis of nie. Want as jy die details kan onthou, dan het jy nie werklik dit oor te gee aan hom nie. En jy het ook nie gaan reggemaak aan 'n persoon as hy nog lewendig is nie. Want jy kry gevare soos wat ons genoem het. So dit is waar ons onsself kan gaan toets. Kan ek die details onthou? As ek nou moet sit, moet ek baie mooi dink. Duidelik gaan sit en En ek kan nie eens net die volgorde onthou. Hoor, as ons dit is waar ons onsself gaan toets is, het ek werklik oorgegee. En dit wat ons gelees het in die openingsding is, ek weet nie of oom wil vers 10 ook lees nie, want dit is eintlik waar die krieks van die hele ding is, in Johannes 1 vers 10, wat sê, as ons sê dat ons nie sondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar, en sy woorde is nie in ons nie. Dis 'n groot ding, want ons is gespreek by van wie? Jesus. As hy ons hoor, dan is ons spreekbuis van hom. Ja, so met ander woorde, Ek hoor wat jy vir my sê, Gary. Aspect is God is the author of forgiveness. Even the capacity to do it is a gift given to us. We can't generate it ourselves. But that's also a gift given. We can be sorry for God because of consequences, but genuine below comes from Him. So if there's something done to someone and you can't make it right, are they still experiencing currently the negative consequences that whatever a person did to them? If they can't, in other words, they're deceased, then you can't ask for forgiveness, but they can't experience the negative. So in that sense, they're free from it. But then God is one with all forgiveness. And there will come a time when that person will be able to express what they would have expressed had they been alive. So I think we should live with, I have that, it's been given to me, I've expressed my desire to request it and live with, that's what it would be or what will happen. But it's as if it's already very technical. Now, I had a similar experience, and then the Lord said to me, move on to the living. move on to the living. Yeah. And so the person's dead. Move to the living. For her, it's also forget about it.
move to the living. Ja. Serve the living, not the dead. Ja, ek stem saam met jou. In die les word vir ons 'n interessante stukkie gebring in verband met die opskrif is 'n gejaagde lewe. Ons ervaar elkeen, ja, behalwe vir die wat nou al reeds afgetree is daar, ek weet nie, ek wil nogal sê, hulle praat hier van 'n gejaagde lewe. En ek dink elkeen van ons ervaar dit is asof die tyd net te kort is. Daar's soveel dinge wat gedoen moet word in 'n week, dat daar is nie genoeg ure nie. Want iewers along the line moet ons nog 'n bietjie slaap en 'n bietjie rus inkry en sulke tipe van goed. En as ons oogies uitvee, is die Sabbat op ons. Nou die skets wat vir ons gebring word is, en ek moet nogal sê dat ek kan my nogal sien in die situasie dat ek het heel week gestorm, en ons is nou op voorbereidingsdag en ons storm die dag om te kry en okay, nou is dit Sabbat en ons wees rustig, ons het Sabbat, ons maak 'n Sabbat opening en ons eet en môreoggend onthou ek het vergeet om dit te doen. Dit mos nie werk nie. Dis nie iets wat noodwendig die Sabbat gaan ontheilig nie. Ek gaan dit gou doen. Want het ons nie groot geword dat jy het nooit vuil skorrelgoed as die dominee kom kuier nie. Het van julle dit gehoor? Of as jy kom huisbesoek doen, sulke tipe van goed. Ek weet nie of julle groot geword het met dit nie, maar ek het groot geword met dit. So met ander woorde, al daai goedjies moet gebeur voor, maar nou toevallig is daar nou nog dags geëet. En in die Sabbattyd het jy ingegaan en daar's ons korrelgoed in die wasbak. Gaan ek dit gou was? Is dit verkeerd om dit te was? Daar's 'n ja? Nee? Jy moet alles doen op Vrydag wat jy kan doen. Jy kan nie Sabbat se skoon goed was op 'n Vrydag. So wanneer was jy? Op 'n dag. So. Okay. Ons moet skoon wees. Nie slordig. Baie belangrik. Nou, waarteen weeg ons dit? Nou dit gaan oor, is dit ontheilig dit die Sabbat deur 'n eenvoudige dagtaakie te doen soos korrelgoed was, gou die wasbak of die badkamer, want die skets wat vir ons gegee word is die badkamer is skoon gemaak. En toe is daar nou geonthou dat ja, maar die man se hemp is nie gestryk sodat hy Sabbat netjies kan lyk nie. En die volgende oomblik kom sy agter, maar die kind het die bed nat gemaak. Kan jy nou daai nat bed los tot na die Sabbat verby is? Maar dit is deel van 'n proses gewees. Die skets wat vir ons gebring word. In ander woorde, die geheim is waarteen weeg ons dit? Weeg ons dit teen, is dit besig om die Sabbat te ontheilig? Of is dit besig om ons te weg te neem om naby aan God te kom? So dit wat ons ervaar, as ek is Susterwel, dankie, die oomblik, ons moet dit weeg teen iets, Susterwel? Jesus gee vir die voorbeeld daarvan Maria en agter tweeling Maria, Martha en Maria. Maria die beste deel gekies. Sy die beste deel gekies. Was oor 5 skottelgoed en kos wat nog nie heeltemal gaar is nie. Want wat het Martha gedoen? Sy het net gesorg dat die mense kos kry. Sorg dat die huis skoon is. Dat dit netjies is. Waarvan ons nou so pas gepraat het, né? Waarvan ons netjies was. En wat het die Here gesê? Wat het Maria? Beter om aan sy voete te. Aan die ander woorde, ons moet nie ons
tyd ontneem van ons moet nie ons tyd ontneem van Christus nie. En dis waar die verskil is. Dit moet geweeg word. Suster Sonet. Sê vir ons dat hierdie persoon wat hier beskryf word, die Marietjie, dat sy die Here net so lief gehad en sy het net so veel tyd met die Here deurgebring. Sy het nie dit nagelaat. Ja. En almal van ons kom een of ander tyd by hierdie selfde situasie waar Marietjie by uitkom. Dieselfde situasie. Maar die ding is dit, ons raak naderhand so vasgevang in hierdie situasies dat ons vergeet dat ons die Sabbat onderhou. En die mens is die mees kreatiefste wanneer dit by verskonings kom. Die kreatiefste, en dit het ek weet, die verskonings wat ek tyd aan. Dit is geweldig kreatief met verskonings. Ons regverdig. So maar hierdie vrou het die Here net so lief gehad en net so tyd met die Here deurgebring, maar dan nou net sekere goedjies gebeur wat sy moet doen. En en die Sabbat stuur ook sekere goed op 'n mens se pad. Op 'n Sabbat wat jy eintlik maar net nou vinnig hanteer, wat nie normaalweg daar is. Maar dan partykeer sit self goedjies by soos 'n puddingkie wat gou gemaak word en die hemp bestry. Dis die ou geval van die kalf is in die put. Moenie die kalf in die put instoot nie. Suster Fransie. Fariseërs en Sadduseërs het soveel wette om Sabbat gehad, dat toe Jesus genees op Sabbat, het hulle vinnig vinger gewys. So ons moet besop dat ons nie ons eie wette maak omtrent Sabbat nie. En die groot punt verloor daardeur, die hele seëning van Sabbat verloor daardeur, dat ons al hierdie wette in plek, ons eie wette in plek het. Jy wil nog dit gee, Annemarie? Nee, Jy slaap. En as so gekom het het ons nou, is dit reg, en ons is so bekommerd daaroor, dat ons vergeet van die Here. Ons vergeet van die Here. Kommer ons oor dit wat ons probeer reg doen of meet om dit reg te doen en as ons oë uitvee dan het ons die Here vergeet. Wag so 'n bietjie. Suster? Vanoggend toe ek my foon oopmaak, sien ek Michelle het 'n netjie op die kerksusters gesit. Christian's Guide to Sabbath Rest. En dit was vir my so mooi toe daar 'n stukkie is, the purpose of Sabbath rest. That say, to honor God. It's a day of worship and remembrance of His creation and salvation. To rest from labor, a time to cease striving and trust God's provision. To renew the spirit, a time for spiritual, emotional, and physical refreshment. And to strengthen relationships with God, family, and community. Baie keer is ons so preoccupied met mag ons dit, moet ons dit, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die verhouding met God en die verhouding met die mens. Gaan ek nou eerder gaan skoolgoed was of gaan ek iemand wat in nood is gaan help? Nee, my huis is vuil, ek moet gaan dit. Nee, los dit. Saterdag is ook nog daar, maar doen jou beste wat jy kan, maar gaan doen dit wat jy eintlik moet doen. Ja. Dit wat belangrik is, dit wat Jesus sê. Yes, met ander woorde, waarheen weeg ons dit? Maar Ek wil net saam met haar ook sê, ons moet oppas, dat ons nie te besig is en waarmee ons besig is. Waarmee, né? Dis 'n groot storie. So net jy wou iets gesê? Ek kan jy nie meer onthou. So okay. My man vanoggend toe hy moet aantrek toe sy hemp nie gestryk. So? En die bly in die mandjie, want ons het 'n paar dae nie krag gehad nie, laat ons nou kon die strykyster op. Maar ja, dit was nie nodig om die hemp te stryk nie, net 'n ander hemp gekies. Ja, so maklik soos dit, né? Een wat gestryk is. Is Gary, Lou? Praktiese situasie. Ons kan baie wetties gehad, nie op 'n Sabbat doen.
Troos byvoorbeeld is voor en volgende Sabbat wat kom, gaan ons 'n praktiese voorbeeld daarvan ervaar. Dat gaan saam geëet word hier by die kerk en net, nou sê ek die tong in die kies, nou nie verkeerd verstaan. Nou lyk dit vir my asof dit by die Amsterdam is wat Maxwell goed was. Ja. So ek het al gevra, die ouens wat verdwyn, en Lies, en sê, ek was nie so goed op die Sabbat, gaan jy die Sondag kom doen? Of die volgende dag? That's the family. Dit is nie oorlog met vir die Sabbat, maar weet jy wat, ek lag, ons lag van, dit is deel van die pret en die groot word en die samesyn en al die dinge. Maar laat ons let, dat ons mekaar voortgaan en goed doen en eer bewys. Gary. I think it comes down to motive a lot of the times. My shoes weren't polished for this side of the room, the previous one. Now in the morning before, I should polish my shoes. Now I don't want to go get the polish out because that's too. So I just rub my sock over them. But why am I doing it? That's the motive. And just honor God because they're not shiny. Or am I worried about people are going to think you've got dirty shoes? Ja. So where lies my motive? As my hemp nou nie gestryk was in my basket. So what do I do now? So I honor God. Take them on. So many of the people think you're slave because that's not the case. So the motive plays a lot of time, the deciding factor. If it's out of your hands, out of your control, then you do what you best that you can. Yes, you do the best you can. Ek het nou baie van die kant af gehoor, enigiets van hierdie kant af. Nee, dit is redelik stil. Om terug te kom tot wat die dametjie ervaar het, is sy tot op 'n punt gekom wat sy gesien het, maar iets is nie reg nie. Hoe het sy by daai punt gekom om dit te doen? En dit bring ons by die volgende gedeelte, die invluistering van die Heilige Gees. Hoe aktief is ek bereid om te luister na die stil stemmetjie, soos ons praat van die stil stemmetjie wat ons aanspreek? Is ons ingestel om die stil stemmetjie te hoor in die omstandighede waar ek besig is om, kom ek sê ek is besig om gou die vloer uit te vee of die water van die vloer af te vee want dit het ingereën. Dis 'n goeie ene. Met al die reën wat ons die laaste tyd gehad het en ek moet nogal sê ons het 'n geval gehad dat dit onder die deur ingereën het. Nou gaan ek nou maar die water los en ek gaan kerk toe. Hoor my vrou nou al die negatiewe kante. Gaan ek die water los? Gaan ek dit uitvee? Ek kan mos net oor dit trap. Hoor julle wat ek sê? So waarna luister ek as dit kom by aanspreekwetties? Ja, ons het die regte in die woord word vir ons gesê as die kalf van die put is op 'n Sabbat, dan help jy die kalf uit die put uit. Maar ons moet versigtig wees om die kalf in die put in te stoot en om dan te wil uithelp. Dan het jy hom ingestoot. Okay, dan moet jy heining om die put sit. Alright. So, ons moet bereid wees om te luister na wat vir ons, met ander woorde ons optrede op 'n Sabbat moet anders wees as wanneer dit in die week is. Ons spandeer tyd saam met die Here. Ons lees, ons bid, ons spandeer tyd. Maar Sabbat is iets anderste want Christus het vir ons gesê dis die dag wat hy spesiaal vir ons daar gestel het sodat ons tyd aan hom kan spandeer. Saam met hom. Nie aan hom nie, maar saam met hom. Ons moet versigtig wees dat ons nie sê ons spandeer tyd aan hom nie,
Want ook ek lees die woord, ek bid, met ander woorde, ek doen al die gewone goedjies wat ek elke dag doen, maar op die Sabbat, ek moet nou nogal sê, jare terug, ekskuus so net, ek is nou by jou, jare terug, die Sabbat ding vir my nogal na 'n gekompliseerde saak gelyk, jy weet. Net die feit dat hy al Vrydagmiddag wanneer die son sak begin en dan moet hy nou aanhou tot Saterdagmiddag wanneer die son sak. Dis 'n lang tyd. Dis 'n lang tyd om saam met die Here te spandeer. Ek het baie dinge wat gedoen moet word. Ek moet nog oukei toe gaan en ek moet nog dit en ek moet nog die gras sny en ek... Dis waar ek was. Want dit waarmee ek groot geword het, dit was om op 'n Sondag gou kerk toe te gaan was, jy het 9 uur opgestaan sodat jy 10 uur by die kerk kan wees en van 10 uur af het jy in die kerk gesit en 11 uur het jy huis toe gekom en dan het jy jou gewone goedjies gedoen. Maar die waarde en die erkenning van wat die Sabbat beteken het, was daar nie gewees nie, want ek was dit nie geleer nie. Wie se skuld is dit? Niemand se skuld nie. Dis wat ek geleer was. Dis waarmee ons groot geword het. So met ander woorde, niemand is skuldig aan dit nie. Maar die oomblik toe die werklikheid van die betekenis van die Sabbat bekend geword het, wat het ek daaromtrent, en dis waar die verskil lê, wat het ek daaromtrent gedoen? Ek wonder of ek die ou, my favorite moet gebruik vanoggend. Ons het mos almal tegnologie, né? Ons is Suid-Afrikaners. Rugby, biltong en sonneskyn. Wie ken dit nie? Ek moet nie vergeet van die braaivleis nie. Dis wie ons is, Suid-Afrikaners. En ek moet sê, dis iets wat ek nogal, ek weet nie of ek het al teenoor hierdie gemeente geopenbaar het nie. Sport is dis 'n groot ding in ons lewens. Ek weet nie hoe julle, dis soos ek groot geword het. Nou my reference is hoe ek groot geword het. In ander woorde, rugby was the in thing geweest. Ons het almal rugby gespeel. As jy nie rugby gespeel het nie, dan het hulle jou so skeef aangekyk. Speel jy nie rugby nie, daar iets fout met jou. Wat ek sê. En later jare het ons nou tegnologie gekry dat ons nou die rugby wedstryde kon rekord. Wie van julle het sulke recorders gehad? Hulle noem dit VCR recorders. En Woensdag het jy seker gemaak dat daai rekorder gestel is vir daai wedstryd van Sabbatmiddag. Want toe het ek nou al gehoor van die Sabbat, maar ek het Woensdag, voordat ek gaan slaap het ek seker gemaak daai rekorder is gestel. Dat ek daai recording kan kry. Die vraag en dit is 'n vraag wat ek teenoor myself gestel het, is dit reg of is dit verkeerd? Weer tegnies raak. Nie nodig om tegnies te raak. Die wedstryd Saterdag aankyk, is recorded, ek sien nie 'n probleem. Enige ander kommentaar? Suster Sonet. Luister na die influistering van die Luister Luister na die influistering. Luister na die influistering van die Heilige Gees. En op grond daarvan het ek tot op 'n punt gekom en gesê, maar dit is verkeerd vir my. Onthou, vir my. Hoekom? Ek sit in die kerk en wonder of die ding gaan aankom. Sê nou daar's 'n kragonderbreking en alle ander goeters wat ek aan doen. Weer tegnies. That's it. That's the problem.
Rugby is die probleem. Dankie broer. So iewers along the line moet ons op 'n punt kom om te sê maar ons het geluister na wat vir ons geopenbaar is. Ek sê nie daar's iets fout met dit nie. Ek sê net vir jou, vir my was dit verkeerd geweest. En ek het besluit om dit nie meer te doen nie. En ek het dit van daar af, want ek het gehoor, want ek weet, ek ken myself. Ek weet hoe gaan ek sit en worry oor daai recorder. En dan as jy nou by die kerk uitstap en jy hoor toevallig of nie, op die dag van die Sabbat, hoor jy toevallig wat die wedstryd se eindvletjie was, dan is jy klaar opgetrek, want nou kan ek nie meer die rugby wedstryd kyk. Want dit gebeur ook. So met ander woorde, wat is belangrik? En soos van Suster Fransie gesê het, rugby is die probleem gewees, né? Dis nie die feit dat ek die Sabbat nie eerbiedig het nie, is hoe het ek dit eerbiedig? Dis waar die probleem lê. Hoe het ek die Sabbat geëerbiedig? Suster, Ons was een Sabbat die hele dag by die kerk daar in Boksburg gewees en ons pastorie was reg langs die kerk gewees. Soos ons nou genooi na ons Bybelstudie en alles, om te kom Sabbat sluit by die pastorie. Maar daai spesifieke Sabbat het die Springbokke teen, ek weet nie wie gespeel nie. En jy sal nie glo nie, die hoofouderling en die predikant het die hele middag op hulle horlosies gekyk om te sien wanneer gaan die son nou sak. En ons het Sabbat gesluit en toe hulle amen sê, toe sit die TV aan. Dis die TV aan en die rekorder. Dit was 'n nagmerrie geweest. Hulle het geen niks van die Sabbat ingekry. Hou die tyd op. so die waarde wat aan die Sabbat toegegee is op daai stadium, was dit, as ons net die Sabbat kan verbykry, net verbykry so ons die rugbywedstryd kan kyk. Ons moet versigtig wees dat ons nie in ons daaglikse lewe daai klein dingetjie het, en dis waar ons kom by Donderdag, Dinsdag, Tuesday, June 2nd, ware berou openbaar nie. Suster Sonet? Ek onthou, ons het 'n standaard. En daai standaard is die Bybel. En nie ons broers en susters in die kerk. So ons moet self luister na die influistering van die Heilige Gees. En dan moet ons self by die punt kom om ons eie verskonings voor die voete van die Here te gaan lê en dit te berou, belydenis te doen daaroor te berou. Maar ek kan nie myself meet aan jou standaard en die volgende persoon se standaard. Ja, dan is my hoof op die verkeerde plek. Want die standaard is Jesus Christus. Die woord vir ons te staan. Kan nie wees waar die volgende persoon is nie. Of die volgende persoon is nie. Ek is dalk nie waar enige een van die ander is nie. Maar as ons oog hou op die standaard wat ons het, dis die woord van God, en ons luister na die invulling van die Heilige Gees, baie fluistering, dan kan ons mos nie verkeerd gaan nie. Dan kyk ons op nie na mekaar nie. Dan hou ons op die Here, en jy self, wat jou op die Here het, stel net altyd die regte voorbeeld. Amen. Ons tyd is besig om uit te loop. Ek wil tog net aansluit by Woensdag se gedeelte. Ons moet besef dat die verlossing wat vir ons gebring is met die koms van Christus en sy dood, is daar vir ons genoegsame genade bewerkstellig. Maar en dis bring my terug by Gary se opmerking net nou van, daar is werk wat gedoen moet word van jou kant af. Die genade is daar. Is ek bereid om na die Here toe te kom en sê, vergewe my, hier's die berou wat ek het. Help my om U na te volg. Help my om in U te lewe, om U uit te leef teenoor my medebroers en susters.
Want dit werk nie net as jy dit in die huis doen nie. Daar's ander omstandighede waar jy dit ook moet doen. Waar jy Christus se liefde moet openbaar en sy genade bekendstel aan die mense daar buite. Maar hoe doen ons dit? Ons is geneig om te sê, ek glo in die genade, genoegsame genade, maar dan sien ek hierdie ou in die straat afloop en slinger hy so. Die ou mense het altyd gepraat van hy loop 2 rye spore. Interessant genoeg is alle mense loop 2 rye spore. Jy loop nie 1 ry spore nie. Tensy jy 'n Amerikaanse Indiër is. Hulle het die gewoonte gehad om nie te loop soos wat ons loop. Ons loop so, ons loop met ons voete so. Hulle het so geloop. Hulle het letterlik 1 ry spore gestap. Die geskiedenis het dit oor en oor bewys in Amerika. So ek en jy loop 2 rye spore. Daai ou wat so slinger. En dis bietjie meer as 2 rye spore. Maar wat is my gevoel? Hoe tree ek op die oomblik as ek hom sien? As ek het hom klaar geoordeel die feit dat hy slinger. Maar ken ek sy omstandighede? Gary? Yeah, we will go. Maar I also want to say, ek het ook geslim. Was dit reg? Nee. So, I think the object is here to identify the wrong and to help the person. No, not to excuse the wrong. But Ons oordeel nie, ons moet nie die feit dat hy ons moet nie die sonde, ons moet die sonde nie oordeel nie, want die oordeel kom ons nie toe nie. Maar ons kan hom teregwys, hom probeer help. Maar die oomblik wanneer jy dit sien, is asof hy, jou hare staan so reg op, die bietjie wat ek het. Herman, lyk so alles of jy iets wil sê. Ek het die tweede klokkie al gehoor. Ons het nie ooit by alles uitgekom het. Maar net graag die laaste gedeeltetjie, ons moet besef dat Christus se vergifnis en genade is so groot, dat dit kan bekendgestel word as die duurste kleed wat daar ooit is. Want Christus het sy goddelikheid afgelê en kom sterf vir jou en vir my. Dis die duurste kleed wat daar is. Maak nie saak wat jy betaal vir 'n suit om netjies te lyk nie. Christus se kleed van genade is onbekostigbaar. Dis hoekom hy dit vry en verniet vir ons gee. Laaste een. Almal wat genooi is, wat oor en oor genooi is, wat nie daar kom nie, die Here sê gaan uit op die strate en die lande. En hulle wat vuil was, het juis gekom. En die Here het hulle met hierdie wonderlike kleed van hom. Absoluut, dankie suster. Kom ons sluit ons op. Liefdevolle Vader, ons is so dankbaar dat U vir ons hierdie lesse stuur, dat ons kan met oortuiging daarna kyk en dit deel van ons lewens kan maak, sodat ons dit kan uitleef en die genade van ons Here en sy verlossing kan bekend maak vir elkeen wat daar buite is. Dra ons in hierdie tyd, gee vir ons U krag en insig. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.